Goeiedag julle, Jolande hier van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam uit Genesis hoofstuk 45. Na al die dramatiese gebeure in die vorige hoofstukke, is dit so lekker om uiteindelik by 'n gelukkige einde uit te kom, wanneer Josef herenig word met sy broers en sy vader. In verse 1 tot 3 lees ons dat Josef net nie verder sy emosies onder bedwang kon hou nie, en dat hy besluit om homself bekend te maak aan sy broers. Sy keuse om dit in privaatheid te doen, wys weer vir ons die reinheid van Josef se karakter. Hy was iemand wat na aan God gewandel het, en daarom dat hy nie sy broers probeer verneder het of hulle laat skuldig voel het met die openbaarmaking van sy ware identiteit nie. So anders as wat ons mense soms 'n situasie hanteer. Want wanneer iemand ons te nakom, gaan ons partykeer uit ons pad uit om seker te maak almal weet daarvan, en probeer ons die skuldige party nog bietjie skuldiger laat voel, omdat ons hulle manipuleer tot skuldgevoelens deur hulle te herinner aan alles wat hulle verkeerd gedoen het. Maar Josef hanteer dit so anders, want in verse 4 tot 8 sien ons die getuienis van ware vergifnis wanneer Josef sy broers troos. Josef het 22 jaar gehad om oor die feite te besin van hoekom hy in Egipte land moes opeindig. En in plaas van gevoelens van haat en bitterheid koester, het Josef besluit om te vergewe. En slegs deur die aksie van vergifnis kon Josef die groter prentjie raak sien van hoekom dit belangrik was dat hy 'n invloedryke man in Egipte moes word. In Jesaja 55 verse 8 en 9 lees ons: Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. En ek wil elkeen vandag met hierdie woorde bemoedig, dat wanneer die lewe regtig nie sin maak nie, wend jou woorde tot die Vader en nie tot mense nie, want dalk is daar iets groter aan die gebeur as wat jy kan raak sien. In verse 9 tot 15 lees ons hoe Josef dan sy broers terugstuur Kanaan toe om hul vader te gaan haal. En in verse 16 tot 24 sien ons hoe die Here vir Josef soveel guns in die oë van die Farao gegee het, dat selfs hy ondersteunend was van die gedagte dat Josef se vader en sy broers in Egipte moes kom woon om deur die hongersnood te kom. Die hoofstuk sluit af met Jakob wat die goeie nuus ontvang dat Josef steeds leef. Dink jou in die diepe hartseer waarmee Jakob die laaste 22 jaar moes worstel, en hoe groot die skok dus op sy liggaam moes wees om hierdie nuus te hoor. En daarom dat ons in vers 26 lees dat sy hart beswyk het. Maar die Here het 'n kosbare herontmoeting vir vader en seun in gedagte gehad, en sou dus nie op so kritieke oomblik vir Jakob net alleen gelaat het nie. Ons lees in vers 28 dat Israel, nie Jakob nie, sy seuns antwoord, want die ou mens, Jakob, was 'n leienaar en 'n bedrieër, maar die nuwe mens, Israel, het in geloof saam met God gewandel. En mag ons elkeen dit onthou wanneer die lewe druk, dat ons nie per ongeluk sal terugval na die ou mens voor ons Jesus geken het nie, maar dat ons juis in geloof sal vashou aan die Vader in krisistye, selfs al verstaan ons nie altyd alles nie, sodat mense steeds God se lig en liefde deur ons kan sien skyn te midde van omstandighede. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.